Enrico, baie dankie vir jou bereidheid om vir ons te help en dit aan te bied vanaand en volgende week en die week daarna. Ek sien nogal uit na wat ons gaan hoor. So dankie vir jou tyd, ons waardeer dit regtig. Dankie Leon, ek waardeer dit, dankie vir die geleentheid. Mense is altyd op soek na 'n geleentheid om mense toe te rus rondom Islam en eintlik die bediening dan onder moslems. So baie dankie daarvoor. En soos jy gesê het, ek gaan maar een kant begin en aan die ander kant uitgaan oor 'n paar dinge gesels. En ja, as Here wil, volgende week weer en die week daarna weer. So ons kan nie eers natuurlik oor 3 weke se tyd oor alles praat nie, maar daarom so 'n paar van die belangrike dinge. So ons begin eintlik vanaand met meer van die elementêre dinge, net so op 'n intree vlak. En ja, dis tog belangrik dat ons natuurlik maar begin by die ABC daarvan. En ek Prof Pieter Verster het gesê dat hy dalk ook vanaand sal deel wees van die gesprek. So ek wil ook nog sê ek sal dit verwelkom as daar regtig meer gesprekke is, weet en bydraes is wat gelewer word rondom die saak en dat dit nie net eenrigting verkeer is nie. Maar nietemin ek neem intussen die inisiatief. Miskien net om te sê kom ek begin net in terme van my eie betrokkenheid by Islam en sendingwerk as sulks. Die kort storie daarvan is, ek het nou op die kerk se sendingvelde groot geword, ek gaan daaroor verder uitbrei nie, maar ander saak is net dalk, toe ek op die universiteit gekom het, was een van die baie sendingaksies wat mense by kon aansluit, hier by die Universiteit van die Vrystaat, Koffsie Campus daardie tyd, was India sending, so ek het betrokke geraak by India sending en daardeur dan nou gereeld afgaan Durban toe sendingwerk gedoen onder Hindus, Hare Krishnas en dan ook moslems. En so dit is dan wat my agtergrond is. Ek het ook 'n paar ander kursusse gedoen rondom Islam sending, gesprekke met moslems en so meer. Maar so ek sê dit dan net baie kort my agtergrond wat dit betref. In terme van, kom ons sê, synodale betrokkenheid, en so 2020 gewees, wat Nico Mostert vir my gevra het, maar hoorie, wel eintlik het hy eers algemeen gestel wie dalk so 'n tipe van 'n moslim bediening, moslems groep sal voorvat in die Vrystaatse Sinode. En ek het toe aangebied om dit te doen, na aanleiding van my betrokkenheid daarbey en ook geroepenheid rondom dit. En nou een van die belangrike ding wat ons op besluit het, is maar om mense bekend te stel met Islam. Dit is die vertrekpunt, dat mense net eers weet waaroor gaan dit. Wat glo moslems? Wat is hulle lewenswyse, daai tipe van dinge. En hoe kom ons dan uiteindelik met hulle gesprek voer en so aan. So dit is maar waar het begin het. En my manier van om die Vrystaatse kerklike bevolking toe te rus, het maar begin om elke keer as daar 'n vrypos verskyn, om dan 'n kort artikel te skryf, sodat hulle oor bepaalde sake, so ek sê beginnende maar by die ABC, daar rondom toegerus te word, en dat hulle dan ten minste weet wie is moslems, wat glo moslems en daai tipe van dinge. So daai goed is op die Vrypos artikels, Enrico, is natuurlik almal beskikbaar op ons webblad. Jy kan bloot gaan kyk na die NG Kerk Vrystaat se webblad en soek vir Vrypos, en dan kan jy die ou uitgawes almal deurgaan en al daai artikels gaan lees. Hulle is lekker kort, hulle lees vinnig. Is goeie goed om te lees, so hulle is beskikbaar vir die wat wil. Ja, dat was so juist gesê kort. Juist met die idee dat ou nou nie, wat Engelse woord sê, struggle daardeur nie, jy weet, goed maklik kan lees. En so by die tyd het afgelope 4 jaar daarom 'n hele klop al van hulle verskyn. Jy weet, ek kan natuurlik nie getel hoeveel nie, maar is 'n hele lot van hulle. Maar dit is dan die doel daarvan, en ek is dankbaar dat sover my kennis strek, dat die Vrystaatse Sinode eintlik die voortou neem wat dit betref. Ek is nie bekend met al die streeksinodes nie. Met die wat ek wel bekend is, kan ek dan sê dat die Vrystaat neem die voortou, en ek sê dit in dankbaarheid, ons spog nou nie daarmee nie, maar nietemin, net dan weer eens so 'n stukkie van die agtergrond. Maar as mens nou vra in terme van
betrokkenheid by Islam, weet hoekom, dan kan mens eers nie die algemeen sê, natuurlik is dit baie belangrik dat 'n mens die sendingopdrag van die Here baie ernstig opneem. Dit is dan wyd gesproke, né? Ek weet dit is nie net rondom Islam nie, dit is alle mense wat die Here nie ken nie, maar natuurlik val Islam ook binne in dit. En ek dink ons het Dietrich Bonhoeffer wat gesê het dat die kerk doen nie sendingwerk nie, die kerk is 'n sending. En hy het daarmee nog verder uitgebrei om te sê die kerk doen nie sendingwerk nie, die kerk is 'n sending, die sending het 'n kerk. Daar's natuurlik soveel wonderlike dinge wat ouers gesê het rondom sending. Hierso so baie mooi aanhaling wat Brian Harbour byvoorbeeld gesê het rondom sending. Hy sê a church not concerned about missions or a Christian not involved in missions ignores the one major task for which Christ left us in this world. The call to missions is primary. En dan 'n ander aanhaling wat ek vir julle wil lees, wat Emil Brunner gesê het, the church exists by mission, just as a fire exists by burning. Where there is no mission, there is no church. And where there is neither church nor mission, there is no faith. So ek sê daarom baie wyd, algemeen gesproke, in terme van hoekom by moslems betrokke raak, wel, dis deel van die sendingopdrag. En ons moet pas op, het iemand gesê by geleentheid, that we don't treat the great command as the great suggestion. Die groot sendingopdrag is nie 'n voorstel wat die Here Jesus gesê het, jongens, jy nou alles gedoen het eendag, en julle wonder, hoe gaan ons nou onsself besig hou, miskien moet jy nog 'n bietjie gaan sendingwerk doen. Nee, ons almal ken die groot opdrag, onder andere Matteus 28, nee, van vers 19 af, waar die Here Jesus sê, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense met disippels, doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle op alles te onderhou wat ek julle geleer het. En dit op sigself is geweldig belangrik. En ons as mense heg baie waarde aan mense se laaste woorde. En ek wil sê, hoe nader daardie mense aan ons is, hoe meer waarde heg ons aan daardie woorde. Nou soveel te meer, Here Jesus, voor sy hemelvaart, sê hy hierdie woorde. Lukas teken dit op in Handelinge, Handelinge vers 8 ook, hy baie bekende woorde, waar die Here Jesus sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my disippels wees in Jerusalem en Judea, Samaria tot die uithoeke van die aarde. So die verskillende evangeliste het almal eintlik hierdie saak in gemeen, dat wanneer die Here Jesus groet, dan sê hy, gaan na die nasies toe, bring die evangelie aan hulle. En dit geld dan natuurlik ook vir moslems. Nou, weet, as mens nou baie keer sê mense, kom ons kyk na die vroeë kerk, kom ons rig onsself in soos die vroeë kerk. En dan bedoel nou baie dinge daarmee, maar mense moet onthou, in die vroeë kerk het ouens gewonder, wel, die mense buite die kerk het gewonder, maar wie is hierdie ouens? Hulle was eintlik vir daai 'n nuwe godsdienst gewees. En so een van die dinge wat vir daai nuwe Christene belangrik was, is dat hulle self moes kon verwoord het, hulle eie geloof kon verdedig het. Ek dink aan 'n teks soos 1 Petrus 3 vers 15, waar Petrus daar sê, julle moet in alle omstandighede gereed wees om iemand antwoord te gee, wat navraag doen oor die hoop wat in julle lewe. Nou, hy beskryf het ook daar so eintlik, dat 'n mens dit op 'n manier moet doen wat getuig van liefde, dat dit nie 'n manier is van kwetsend wees of aanvallend wees nie, maar die belangrike is ons gereed om die evangelie te deel, soos wat Petrus het sê, die hoop wat in ons leef, is ons gereed om dit te deel met wie ook al vir ons daarop vra. En daarom is dit dan ook belangrik dat ons onsself moet toerus. Natuurlik 1 Petrus 3 vers 15 is so 'n tipe van 'n hoeksteenvers, waar as mens kyk na apologetiek, wat een van die subvakke is van dogmatiek of systematiese teologie, soos hulle deesdae sê. Ek is nou nie heeltemal bekend, ek kan vermoed dat dit iets is wat
nie baie aandag kry in die tyd wat ons leef nie, net bloot as gevolg van die feit dat dan elk van ouers is van verskillende geloofsoortuigings wat natuurlik by teologiese fakulteit studeer. Maar nietemin, dit is iets wat ons moet opskerp en dat ons gereed is in terme van om antwoorde te gee vir die wêreld, antwoorde te gee ook in ons gesprek met moslems. So, jy kan hoor, dit begin baie wyd en ons gaan bietjie nader aan die punt van die trechter toe gaan. Maar so, dit is geweldig belangrik. Die Here roep ons, die Here stuur ons en hy stuur ons ook onder andere dan na moslems toe. Ja, ek meen, ek het nou genoem byvoorbeeld Matteus 28, Handelinge 1, maar dis eintlik al uit die Ou Testament uit. Dink aan Psalm 145 vers 9 waar daar staan: die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het. Ja, vir almal goed en barmhartig. Die Here is lief vir alle mense. Die Here is ook lief vir moslems. En ons moet daardie liefde van die Here na hulle toeneem. Die Here is nie lief vir Islam nie, Islam is 'n vals godsdienst, maar vir moslems is hy lief, en ons moet daardie liefde van die Here moet ons na hulle toeneem. So dit is 'n opdrag wat eintlik al kom uit die Ou Testament, dink er selfs al daar waar die Here vir Abraham roep, en hy baie bekende gedeelte Genesis 12 vers 3 waar hy dan vir hom sê: ek roep jou, ek stuur jou sodat jy 'n seën sal wees vir al die nasies. En ek dink die Ou Testamentiese kerkie dit redelik verwaarloos. Ons weet natuurlik dat proseliete by hulle aangesluit het, maar dat hulle nie baie aktief was in terme van sending nie. Self as mens kyk na die boek Jona, wat by uitstek 'n sending geskrif is, en jy kyk na Jona se gesindheid, dan sien jy, hierdie ou het regtig nie met groot oortuiging gegaan om die boodskap vir die Nineviete te vat nie. Maar dit is nietemin, dis 'n Ou Testamentiese opdrag alreeds om vir die hele wêreld tot seën te wees. En in die Nuwe Testament kom dit baie duidelik ook na vore, ons sien dit natuurlik ook in praktyk in Paulus se sendingreise en so meer. Maar ja, dit is al klaar 'n baie goeie rede. Ek wil sê, ons hoef eintlik omtrent geen ander rede te noem nie. Dit, en ek sê nie ons gaan nie ander redes te doen nie, maar dis eintlik al klaar oor genoeg. As die Here sê, gaan na almal toe, is dit eintlik oor genoeg. En ons kan vanaand eintlik net daaroor praat. Maar ja, so dit is geweldig belangrik dat ons dit sal doen. Die sendingopdrag is al klaar iets wat vir ons sê, gaan ook na die moslems toe. Enrico, jy Ekskuus. praat van die moslems, jy noem hulle 'n vals godsdienst. Daar's ander mense wat sê nee, wat ons en hulle aanbid dieselfde God. Baie goeie opmerking wat jy maak. Ek kan nou vandag daaroor praat en dan gaan ons later bietjie meer in detail daaroor praat. Baie interessant, kom ek sê, weet, ons moet die uitdrukking jou onderrok uit, so jy sê, waar is jou loyaliteit? En weet, my oortuiging is dat ons nie dieselfde God aanbid nie, maar soos hulle sê, in all fairness, weet, daar's ander ouens wat nou nie die podium het wat ek het nie, so maar ek so graag die gesprek wil deelneem. So kom ek sê ook net iets van die ander kant, in all fairness. Wat baie interessant is, as mens kyk, ek gaan net vinnig dit noem, ons sal later in detail oor gesels, maar dat baie van die reformatore, die hervormers, nogal die idee gehad het, dat Islam is 'n dwaling nie buite die kerk nie, maar binne die kerk. Oor 'n sekte binne die kerk. Met ander woorde, kom ons sê dan maar dat hulle dieselfde God as ons aanbid, maar op 'n baie verwarde manier. So ons gaan 'n bietjie later bietjie meer in detail daaroor gesels. Soos 'n baie belangrike vraag, dis iets wat absoluut op baie ons agenda is, en dit is goed dat ons daaroor gesels. So, baie belangrike ander ding wat nogal interessant is, met baie vandag te noem, is dat die meeste Christene huldig die standpunt dat ons dieselfde God aanbid. So ek het reeds gesê, ek glo dit nie, ons sal met omhaal van woorde net toe daaroor gesels, maar
as jy nou vat dat die grootste denominasie, Christelike denominasie is die Rooms-Katolieke Kerk. En hulle standpunt is dat ons dieselfde God aanbid. As ons gaan kyk na Vatikanum II, wat nou gestrek het van 1962 tot 65, in die tyd toe Paus Johannes die 23ste die paus was, waar dan nogal natuurlijk baie, noem het maar, by die gebrek aan ander woord en informasie gekom het in die Rooms-Katolieke Kerk, is dit een van die standpunte wat hulle daar stel, dat sê ons en die moslems, die woord wat gepreek is nogal genadige God, glo in dieselfde genadige God. So julle wys hulle kan gaan naslaan Vatikanum II en die Rooms-Katolieke standpunt rondom Islam en aanbid ons dieselfde God. So, net om te sê, ja, ek weet, as jy sê, hulle is die grootste denominasie, dan sê dit wel die meeste Christene, en dan kan ek nie Rooms-Katholiek vir enkeling tel nie, maar denominasie gewys, nee, is dit eintlik so. Ook interessant is dat ou so C.S. Lewis, wat seker die mees bekende Christen apologeet is, van die vorige eeu ten minste, dat hy nogal gesê het, jy weet, hy glo ons aanbid dieselfde God. Natuurlijk het hulle ander siening rondom dit het en so meer, ek sal 'n bietjie net ook 'n aanhaling dalk van hom, as ons weer 'n bietjie later by hierdie punt uitkom. Maar dit is goed dat jy dit so lank op die tafel sit, want ja, dit is baie, baie belangrik, dat ons daaroor gesels. Oepsie, ek hoor jou nou nie hoor. Ek is gemute as hy. Ek sien Gideon het sy hand op. Ek dink Gideon, wil jy 'n vraag vra op hierdie punt? Ja, ek wil net aansluit Leon by jou vraag. Mense hoor baie mense praat van die Abrahamitiese gelowe. Waaronder dan uitspruit die Islam geloof, die Christen geloof. Ek dink dit is waar die idee vandaan kom, ons aanbid dieselfde God. Want die woord Allah is die Arabiese God. Net om aan te sluit by wat Leon gesê het. Okay. Ja. Nee, 100%, nee, dit is presies soos wat Gideon sê, Hulle sê dat die Jode, die Christene en die moslems die Abrahamitiese gelowe is, wat Abraham as 'n gemeenskaplike voorvader het op 'n of ander manier. En natuurlijk een van die verskille daar, as 'n paar verskille, maar een van die verskille is dat ons volg die lyn van Abraham na Isak toe en Jakob toe, soos en die Jode ook. Terwyl die moslems het nou 'n ander roete, wat hulle Abrahams en Hagar se seun Ismael, wat hulle die roete daardeur vat. Maar nietemin, ons gaan bietjie later bietjie in meer detail daaroor gesels. Maar dankie Leon dat jy dit so lank op die tafel sit, want dit is 'n baie aktuele saak in die tyd wat ons leef. Dit het om as dit terugkeer na die saak toe van hoekom dit belangrik is dat ons aandag gee aan Islam, hoekom ons toegerus word rondom Islam, hoekom ons sendingwerk doen onder moslems, is dat dit is die tweede grootste geloof in die wêreld. Daar's so 2.3 biljoen, en ek weet ook nie, ek praat van biljoen of miljard, wat is die regte terminologie, maar so 2.3 biljoen moslems in die wêreld, tweede grootste godsdienst. En as we gaan kyk wat Pew Research Institute het laas jaar in Junie het hulle statistieke bekendgestel rondom die groei in godsdienste. En dat ek myself het vandag in die rede val, dis regtig ouens wat die statistiek mens maar kan vertrou, PEW, Pew Research Institute, so teken gerus daarop, al is dit net hulle weeklikse nuusbriefie wat jy kry. Maar, die punt is uiteindelik dat Islam is die vinnigste groeiende godsdienst. Hulle is nog nie die grootste godsdienst nie, die Christelike godsdienst is nog steeds die grootste godsdienst, maar Islam is die vinnigste groeiende godsdienst. En nog 'n stukkie interessanter, slegte nuus van daardie verslag, daardie ondersoek is dat
die godsdienst wat die tweede vinnigste groei, is die wat hulle praat van die nuns. Die ouens wat in geen godsdienst glo nie, hulle is nie eens atheïste nie. Dus hulle sê, oor die, sê ek glo nie, so is jy atheïst, sê hoor jy nie, wel. Ek is nie eens atheïst nie, dit is nie eens op my godsdienst, is nie op my radar nie, dit is nie deel van my bestaan nie. Maar goed, so hulle groei nog selfs vinniger as die Christendom op die stadium, wat redelik ontstellend is. En nou ja, mens kan nou oor Islam praat, oor wat is die redes vir groei en so meer, wat eintlik maar meestal oor geboorte aanwas is en so aan. Maar feit van die saak is, as hulle die tweede grootste godsdienst is, die vinnigste groeiende godsdienst is, oor watter rede ook al, dan sê dit vir ons, hoorie, as ons energie het om te spandeer, dan maak dit sin om die evangelie te neem na die godsdienst wat die vinnigste groei in die wêreld. En dit het niks daarmee te doen om te sê, hoorie, maar nee, ons moet sorg dat ons die meeste bly, die grootste godsdienst bly. Ons is nie in 'n kompetisie nie. Feit van die saak is net sê, hoorie, hier is 'n groeiende groep en daar moet ons waarskynlik meer energie insit as op ander plekke. So, dit is dan, as ek sê, ook 'n baie, baie belangrike rede. Ander belangrike rede hoekom ons behoort aandag te gee aan Islam, is dat ons kan eintlik nie die wêreld verstaan. Die geopolitiese situasie waarin ons verkeer verstaan, as ons nie ook 'n redelike kennis het van Islam nie. Want jy kan nie vandag 'n koerant oopmaak waar daar nie belangrike nuus is uit die wêreld van Islam nie. Nou ja, ek sê koerant oopmaak, deesdae is dit figuurlik as 'n koerant oopmaak, maar feit van die saak is, die nuus is deurtrek met dit wat in die islamitiese wêreld aan die gang is. Vat nou maar op die oomblik, wel, Iran is gedurig oor verkeerde redes in die nuus. So 'n maand terug was dit gewees as gevolg van die protesoptogte en wel, meer as optogte en geweld wat daar was, wat daar plaasgevind het, regstellings wat sou plaasvind, het dalk toe nie plaasgevind het nie, mense wat gevange geneem is. Dit was altyd nommer 1 op die nuus, en op die oomblik is Iran nog steeds in die pekel. Hulle is in gesprekke, ek het nou net nuus gekyk, en dit gaan oor Iran se gesprekke met Amerika en die hele kwessie van kernwapens, daai tipe van dinge. So, dit is nommer 1 op die nuus, en so kan jy omtrent, daar gaan nie 'n nuusbulletin wees waar jy nie iets uit die Arabiese wêreld sien nie. So, as jy wêreld wil verstaan iets van Islam. Selfs iets van die cricket, dat is nou T20 wêreldbeker, né? En 'n groot storie was gewees, die hele kwessie van dat Pakistan wou die wedstryd in Indië geboikot het. En dis nie maar net 'n sportstorie nie. Daar is meer politiek en godsdienst in as wat daar sport in is. Want ja, soos ons weet, die ontstaansgeskiedenis van Pakistan was maar om diep van 'n plek te hê vir moslems, met Indië se onafhanklikheid, omdat dit nou oorwegend 'n Hindoe land is. So, ons gaan 'n bietjie later weer terugkeer na die hele saak van Islam en die nuus, en maar nietemin, so dit is eintlik ook 'n baie goeie rede om ons behoort iets te bestudeer rondom Islam. Ander rede hoekom ons moet opskerp rondom Islam is ook in solidariteit met ons mede-Christene wat aan die hand van ekstremistiese moslems sterf. Nou ja, ek gebruik pertinent die woord ekstremistiese moslems. Alle moslems is nie gewelddadig nie, alle moslems is die terroriste nie. George W. Bush het gesê, na 9/11 het hy gesê, alle moslems is die terroriste nie, maar alle terroriste is moslems.
Nou so ek dink dit is belangrik dat ons dit ook net sê terwyl ons praat van Christene wat sterf in die hand van moslems, is dat almal is nie gewelddadig nie, almal is nie ekstremisties nie. Is eintlik 'n baie klein persentasie. Ek het iewers het ek 'n statistiek gesien van 2.5%. Ja, natuurlik as jy dit 'n getal omsit van 2.3 biljoen op getalle gewyse is dit 'n klomp, maar regte persentasie gewyse is dit baie klein. En ons moet ons regtig weerhou van islamofobiese uitsprake en tipe van 'n islamofobiese gesindheid. Regtig, dit gaan ons nie help nie. So as enige van julle iets islamofobies met my hoor, dan kyk jy gaan my verstaan my verkeerd. Ek dink dis 'n gegewe dat ons regtig nodig het om goeie verhoudings te bou met moslems as ons die evangelie met hulle wil deel. So dis tog vir my baie belangrik. Terwyl ek dan nou sê onthou baie Christene sterf in die hand van moslems. Ja, baie van die lande waar Christene onderdruk word, waar hulle die ondergrondse kerk, die verdrukte Christendom is in moslemlande. Meeste van hulle is in moslemlande en dit is tog ook, ek wil sê in solidariteit met hulle sal dit ook goed wees dat ons maar goed kennis neem van wat gaan aan in Islam. Ander rede en weet Islam is op ons voorstoep. Dit is eintlik maar waar die hele idee gekom het van ook om in die Vrystaat te begin om mense bewus te maak van die Islam, is dat dit het onder mense se aandag gekom, maar klein plekkies, plattelandse plekke, daar's plekke wat elke winkeltjie, elke motorhawe behoort aan 'n moslim. En ek wil nie sê dit is noodwendig sleg nie. Ek wil sê dis die feite en dit sê iets van, hoorie, ons gaan met moue oprol. Ons het 'n taak om te doen. Die Here het 'n sendingveld afgelaai op ons voorstoep en wat gaan ons doen daarmee? Ons moet sê dis 'n krisis nie. Ek glo nie dis 'n krisis nie. Ek glo dis 'n geleentheid. En dis 'n uitdaging. Maar dit is nie 'n krisis nie. Ja, ons kan dit eintlik so hanteer dat dit 'n krisis ontaard, maar ons is op 'n punt waar ons kan moue oprol, waar ons kan toegerus word rondom Islam en waar ons met hulle gesprek kan tree. Ja, wie sê daar's op die Vrystaatse platteland al meer en meer moskees wat opskiet. Hier in Bloemfontein is daar nou 4 moskees wat ek van bewus is. En dan praat ek daar's ander ook sentrums, Islam opleidingssentrums en daai tipe van plekke boonbehalwe die moskees. En weet ons kry, ek het nou vandag byvoorbeeld sit ek in 'n koffiewinkel besig om voor te berei vir vanaand en ek het so van hierdie boekies wat ek geskryf het by my wat ek sit deurgaan en hier kom sit mense agter my. Ek kon dan nie anders om te hoor wat hulle praat nie. Ek hoor een persoon praat met die ander een uit 'n moslim vriend en dis 'n goeie vriend, goeie ou en so meer. Praat nou hulle praat oor Islam en die een persoon sê toe vir die ander ene, ja man, hulle en ons is eintlik dieselfde. Jy weet, hulle glo in God en hulle en Jesus is deel van hulle geloof en weet so gaan dit aan. En ja, die tyd wat ek toe nou loop, sal nog steeds daarso toe ek sê toe maak toe verskoning dat ek al onderbreek. Sê maar ek kan nou nie help nie. Ek het gehoor julle praat oor Islam en in kort wil ek maar net sê, ja, die God wat hulle aanbid en die God wat ons aanbid is nie dieselfde nie. En die Jesus van Islam en die Jesus van die Christendom was ook nie dieselfde nie. Maar hier is 'n boekie oor Islam. Dan kan jy, ek het daar in my e-posadres geskryf, so julle kan dit lees as julle wil en dan met my kontak maak. So, ek wil sê die geleenthede wat daar is, duik op, weet al hoe meer. As
'n jong dame van ons gemeente wat nou in Gauteng is en daar 'n moslim kollega het en sy kontak my en sy het 'n gesprek begin gaan met die moslim en begin 'n situasie skep om die evangelie te deel. So die geleenthede word al hoe meer en die belangrike is natuurlik dat ons sê dat ons verhoudings bou daarmee saam. Weet as mens van kyk, iets anders wat ons nou sien wat 'n mens hartseer maak. Jy kom by party plekke dan sien jy hierso ons meisies wat 'n kerklike agtergrond moet hê. Ek kan nou nie sê hulle is Christene nie, ek meen dis nou ander saak om te sê, maar ten minste 'n kerklike agtergrond moet hê. Wat dan Afrikaner meisies wat dan geklee is as moslems en uiteraard dan getrou het met moslems en wat eintlik vir mense maar onrusbarend is, jy weet dat dit die situasie is. So ons sal moet moue oprol, so ek sê die sendingveld is sommer hier op ons voorstoep en ons moet dit benut. Ons moet absoluut daarop uitgaan om die evangelie te deel met moslems. Maar dan is dit natuurlik baie belangrik dat ons toegerus word daarvoor en dat ons eintlik weet hoe voer mense gesprek met 'n moslim en ja, dit is op amper sê ons gaan 'n bietjie daarna kyk ook, so 'n bietjie vanaand maar van die nou wat die meer eenvoudig is. Later hooplik gaan ons uitkom en by dalk die tweede of die derde aflewering by meer gekompliseerde gesprekke wat ons het met moslems oor sake wat ons meer verdeel en so meer. Hoe spreek mens dit aan? Maar mens moet daarom so 'n basiese manier hê om gesprek te voer met moslems. So ja, ek dink dit is omtrent 'n hele klomp redes wat ons kon sê. Weet hoekom behoort ons toegerus te word? Ek dink nou om iewers skielik dan weet hulle is nie net op ons voorstoep nie. Hulle is in ons huis. As jy vat op Vrydagoggend is daar die radioprogram net voor die 6uur nuus Ikra waarin hulle dan vir moslems die geleentheid gee om ook iets uit die Koran uit voor te dra, boodskap te bring en ja, baie mense die se radio's daai net vir die oggend aan skarrel hierdie kant toe daai kant toe om werk toe te gaan. So ja, daardie manier is Islam ook al in ons huis en hoor mense dit ook dan ten minste op 'n weeklikse basis. So net as ons kyk in terme van bietjie oriëntasie in terme van groeperinge rondom Islam. Weet die twee hoofgroeperinge is dat jy kry Sunnis en Shiite. Dat die grootste deel van die moslimbevolking rolweg omtrent selfs vir 80%, so baie oorgrootste meerderheid is Sunnis en dan die res is Shiite. Die Shiite is hoofsaaklik gekonsentreer in 'n plek soos Iran en die rede vir die verskil het al gekom van Mohammed se dood af. Toe Mohammed dood is, voor sy dood het niemand aangewys wie sy opvolger sou wees nie. En toe was daar nou 'n gestryery oor wie sy opvolger behoort te wees. Die ouens wat uiteindelik die Sunnis geword het gesê wel hulle behoort Mohammed se vertroueling te neem, een wat maar die meeste by hom geleer het. Hulle behoort hom dan nou eintlik Mohammed se opvolger te maak. En daar was 'n ander groep wat gesê het, nee, maar dit moet nie net 'n vertroueling wees, dit moet 'n familielid wees van Mohammed. Het amper 'n tipe van 'n dinastie, bloedlyn en ja, en daardie stryery gekom en 'n skeur gekom. Nou daar is verskille waarna ons by geleentheid kan kyk, ook effens teologiese verskille. Maar die kernwaardes van Islam is tussen die twee groepe dieselfde. Dan is daar 'n ander groep wat ons ook van
kennis kan neem. Eintlik is daar 'n hele klomp groepe, ek dink daar's omtrent 70 verskillende kleiner groepe, maar die enigste ander groep wat 'n mens regtig van kennis moet neem is die Soefies. En nou die Soefies is nie 'n aparte groep boonbehalwe die Sunnis en die Shiite nie. Die Sunnis is, daar Sunnis in albei die groepe, maar dit is so ek wil sê 'n groot groep wat eintlik ook deur die twee groepe ingesluk word op 'n sekere manier, dat mense ook 'n bietjie apart van hulle moet kennis neem. En hulle is eintlik meer so 'n tipe van 'n ander, noem dit maar spiritualiteit. Ouens wat, kom ons sê, die filosowe, die wysgeere van hulle kom meer uit die Sunnis uit. Hulle het meer 'n tipe van 'n mentorskapstyl. En ja, hulle is nie militante, ekstremistiese tipe ouens nie. En daar was natuurlik in Durban 'n paar van hulle moskeeë, maar self baie naby aan die noordstrand van Durban is daar die oorspronklike Sunni, Sufi moskee wat in Suid-Afrika gebou is, wat natuurlik uitgebrei is intussen tyd, 'n pragtige plek, want dit het ook die graf dan van die oorspronklike Sufi daarso, en Sufi Zagreb, en ja, oor die wêreld, baie van julle het al gesien, ouens wat, ek wil sê, in ons, noem dit nou maar, vreemde goed doen, ouens op hulle tone dans en die rondte draai en al daai tipe van dinge. Hulle is eintlik meer dan uit die Soefies uit. En baie interessante ding rondom daai spesifieke Sufi moskee is dat 'n ou soos Gandhi het daar 'n draai gemaak en is daar eintlik gementor deur die oorspronklike Sufi van daai Sufi, van daai moskee, nie oorspronklike Sufi nie. En natuurlik was Gandhi 'n Hindu, maar as jy dit weet, het Suid-Afrika draai gemaak, onder andere is hy aangehou en hy was 'n prokureur gewees, en die Sufi het vir hom gesê, hoor jong, as jy 'n kontak wil hê met jou mense, sal jy maar jou pak klere moet uittrek en maar wat aantrek soos hulle. En ek meen, ons is baie prentjies bekend, né, van Gandhi met amper sê hy, noem dit maar 'n boulose rok wat hy dra, en sy staf vir kiri, en was 'n party van Gandhi se ek wil sê eiendom wat hy daar agtergelaat het op uitstalling wat mense nog gaan sien daarso. So ja, baie interessante stukkie geskiedenis ook rondom Gandhi en dan nou die Soefies. So ek sê ja, dit is eintlik, as julle in Durban toe gaan, natuurlik kan jy my kontak vir inligting, adresse, telefoonnommers, ek het dit alles. En dis, ek sê, baie maklik om by hulle moskee te kom, eerder as die Grand Mosque of die Juma Mosque daar in die sentrale Durban is, bietjie chaoties daar in die tyd om daar by hulle uit te kom. Ook goed om dit te doen, maar baie makliker om uit te kom by die Soefies in daai moskee van hulle. Ja, miskien net nog 'n ding voordat ek vir julle vra, wie dalk nog 'n bietjie wil 'n paar vrae vra. In Suid-Afrika is die moslems hoofsaaklik gekonsentreer rondom plekke soos Durban en Kaapstad en Johannesburg. En die verdeling van die moslems in Suid-Afrika is wel baie dieselfde as wêreldwyd. Omtrent so 15% van hulle is Shiite, die res is dan Sunnis. En die meeste van die Shiite is ook in Kaapstad, wat jy meer ook sal kry rondom die Malayer moslems en so meer. Maar ja, baie van hulle het hier naartoe gekom as slawe. Baie interessante stukkie is dat van die heel eerste Afrikaanse geskrifte is geskryf in Arabies.
En met party mens, as jy nou dit hoor, dink jy, maar hierdie ou, dis beslis onmoontlik. Hoe kan jy nou Arabies sê vir die eerste Afrikaanse geskrifte? Maar hoe dit gebeur het, is dat natuurlijk van die val van die Maleiers, ouens het Maleisië gekom met slawe, was moslems, en hulle kon Arabies geskryf het. En soos wat die bevolking in die Kaap gegroei het, was daar ook 'n groeiende behoefte aan onder andere huisbediendes. En die vrouens wat wel in die huise gewerk het van die persoon kolonialiste daardie tyd, het vir die ander geleer. Sê, hoorie, dit nommer 1 begin, sê nou maar, maak jy bed op, dan vier die kombuis het, wat ook al die geval mag wees. So hulle moes hulle geleer het, en dan het hulle dit vir hulle neergeskryf. Maar die alfabet wat hulle geken het, was die Arabiese alfabet, sodat Afrikaanse woorde en Afrikaanse sinne geskryf met Arabiese letters. So dit is eintlik nogal baie stukkie, interessante stukkie, rondom die geskiedenis. Ja, nog 'n stukkie wat eintlik bietjie ten koste is van ons voorvaders, ook ons kerklike voorvaders, was dat hulle nie regtig eintlik dan belang gestel het om die evangelie te verkondig aan die slawe nie, aan die moslems nie. Die rede daarvoor was dat sodra hulle tot bekering sou kom, as 'n moslim tot bekering sou kom, 'n slaaf wat tot bekering kom, moes vrygestel word. En dit was 'n paar implikasies gehad. Dit weet nie meer 'n werker nie, dit het finansiële implikasies. En so dit is eintlik maar so 'n bietjie van 'n donker kol in terme van hoe kom ons sê ons voorsate, ook kom ons sê kerkmense, daai stadium dan maar gekyk het. Terwyl ek wil praat, van net sê van hoe die bediendes daai tyd ook gewerk het en opgelei is en mekaar gehelp het ook in Arabiese skrif. Maar dis 'n belangrike storie so op sy eie. Maar ja, miskien moet ek net eers daar vir 'n oomblik halt roep en vra, ek weet dalk is daar vra iemand wat ook 'n bydrae wil lewer, dit sal baie welkom wees. Goed, kan ons gehoor, is daar dalk iemand wat iets wil vra op die stadium? Enrico het al iets nodig om sy keel te smeer, het ons so lank aan mekaar te praat. Dis langer as 'n preek, Enrico. Ja nee, is 'n paar preke. Okay, ek sien nie hande nie. Julle is welkom om in die comments vrae te vra. As ons nie vandag daarby uitkom nie, sal ek dit deurgee vir Enrico, dan kan ons by 'n volgende geleentheid ook die vrae antwoord. Enrico, lyk my ons is reg, ons luister verder vir jou. Ons sê, nee, net as ek sê, ons begin natuurlik maar by, soos ek gesê, die ABC. So baie van die goed is baie algemeen wat ons vanaand oor praat, en ek net ook gesê het, die idee is dat ons later 'n bietjie nader na die punt toe gaan vir die trechter. So ja, net om te sê eers, kom ons kom net by terminologie baie basies, net in 'n sin of twee. Baie keer vra ons maar, wat is moslim? Wat is islam? Wat is dit nou verskillende goed? So ek dink meeste ons wat nou hierso luister, ken daarom die verskil, maar 'n moslim is 'n persoon en die godsdienst waaraan hy behoort is islam. En islam beteken eintlik om totaal gehoorsaam te wees, onderwerp te wees aan Allah en sy wil. In die verlede baie mense ook gepraat van Mohammedane. As jy nou van die reformatores goed lees rondom hulle, dan praat hulle ook daar, gebruik nogal twee woorde. Een ding is om hulle te doen die Turke. Nou, hulle was party Turke, en Turke was, maar alle moslems was die Turke nie, maar die reformatore, as hulle geskryf het oor die moslems, dan was Turke was 'n generiese naam, ongeag waar hulle vandaan gekom het. Maar, so ek sê, ons ken dalk op die benaming Mohammedane, en dit is eintlik vir hulle 'n belediging. So moet asseblief nooit vir 'n moslim sê, jy is mos 'n Mohammedaan. Nee, hulle neem eksepsie.
Want dit impliseer hulle aanbid Mohammed, wat natuurlik nie so is nie, né? Mohammed is wat hulle sien is hulle belangrikste profeet en die finale profeet. So is natuurlik 'n geweldig belangrike persoon vir hulle, maar hulle aanbid nie Mohammed nie. So bly maar weg daarvan af. En dan is hulle ook 'n monoteïstiese godsdienst, baie streng monoteïsties en hulle kom ons sê baie streng enkelvoudigheid. Hulle praat van die tawhid wat eintlik 'n totaal 'n ontkenning is van die eenheid. En so sê ons gaan 'n bietjie later 'n bietjie meer in detail daaroor gesels en die hele kwessie van hulle godsbeeld en dan terugkom na die saak toe van aandat ons dieselfde God en so meer. Maar ja, daarmee saam het ook gesê, nee, reeds gesê Mohammed is hulle belangrikste profeet. Hy is gebore in 570 na Christus en sy pa is dood so 'n paar dae voor hy gebore is. Sy ma is dood toe hy so 6 jaar oud was en toe het hy by 'n oom van hom groot geword waar hy dan nou 'n veewagter, bokwagtertjie was. En so ja, in 'n sekere sin dan maar meeste van die tyd 'n weeskind was. En hy het eers 'n ander naam gehad. Sy naam was eers Abdul Qasim. So baie keer het jy al gehoor die woord Abdul gehoor. En ja, dit kom eintlik van Mohammed sy naam, sy eerste naam af. En hy was 40 jaar oud gewees. Oor so 610 na Christus. Toe hy dan nou sy eerste openbaring gekry het in 'n grot waar hy dan trance gegaan het en waar die engel Gabriël dan nou na oorlewering aan hom verskyn het en vir hom die Koran gedikteer het. Nou dis nie asof hy nou in 100 dae gesit het en die hele Koran dikteer het nie. Dit het gebeur oor 'n tydperk van omtrent 'n kwart eeu wat die geskrifte, al die hoofstukke van die Koran geskryf is en mekaar gesit is. En nou ja, hy is nie oral verwelkom met sy boodskap nie, inteendeel, hy het baie teestand gekry, trouwens, hulle het 'n prys op sy kop gehad, wat hom doodgemaak het, en hy het in 623 na Christus gevlug van Mekka na Medina, toe hulle hom daar in Mekka wou doodmaak, en hierdie vlug van Mohammed, daai tyd word gesien as die eerste maand van die moslim kalender, die islam kalender, en dit word, die vlug word die Hijra genoem, en die instelling van die Ramadan hou ook baie nou verband met die vlug van Mohammed. Hy het gesterf in 632 na Christus en hy was toe 62 jaar oud en nou ja, as mens dink Mohammed het beginne met geen ondersteuners nie, natuurlik hy begin met die godsdienst en aanvanklik het hy baie teestand gekry, mense wat hom wil doodmaak, maar die tyd wat hy dood is, was die hele Arabië was onder sy invloed. Die hele Arabië was islam en nie baie lank gevat nie, wat die groot deel van die bekende wêreld ingeneem is, die hele gedeelte van Noord-Afrika. Hulle het eintlik nie veel in die binneland toe nie, wel meestal in die binneland self al woestyn, also op die kusgebiede daar in Noord-Afrika het hulle die plekke oorgeneem en op 'n stadium daar by Gibraltar ook oorgegaan na Spanje toe, dit ingeneem, dis ook 'n moslim vesting geword. So ja, hoe het dit gebeur? Enrico, hoe het dit gebeur dat dit so kort tydjie so geweldig uitgebrei het? Ja. Een ding was natuurlik militêre mag. Hulle het vir hulle was dit 'n ding van, dus kom weet, Islam se wortels is nie net in die godsdienst nie. Islam is ook van, wat was so uitdrukking gebruik,
van kindsbeen af, van geboorte af, en het ook 'n politieke tipe van stelsel. En jy sien dit nou nogal vandag, as jy nou kyk hoeveel burgemeesters in Engeland is moslim. As jy nou vat die burgemeester van New York, grootste stad in die weste, is 'n moslim. Maar so, hulle is ook baie polities georiënteerd. En daarmee saam dan nou militêr wat saamgaan met polities. En so ja, ek meen hulle het groot ek moet sê, noem dit maar 'n volksweermag bymekaar gemaak om hierdie plekke in te neem. So dit was in 'n groot mate was dit gewees polities gedrewe en uiteindelik ja, het hulle die plekke militêr oorgeneem. Daar's baie plekke wat hulle in elk geval ideologies oorgeneem het. Maar ja, vat nou Jerusalem, omtrent 100 jaar, wel minder as 100 jaar na Mohammed oorlede is, het Jerusalem vir die eerste keer ingeneem. So, maar ja, uiteindelik wil ek sê, met militêre mag is die meeste van die plekke oorgeneem. Van die stede het tot oorgawe gedwing. Ek het nou net gesien, ekskuus tog, 'n vraag wat u gevra is rondom hoe is Mohammed oorlede. Mohammed is dood aan voedselvergiftiging. Nogal interessant, as jy nou vat soos Boeddha is dood aan voedselvergiftiging, Mohammed is dood aan voedselvergiftiging, maar nietemin, as ek dit reg het, ja, ek wil nou nie sê, ek weet een van die twee sambiene geëet, ek kan nou nie debatteer nie. Natuurlijk, het niks met mekaar te doen nie, nee. Dit is wel interessant dat die twee figure al by 'n voedselvergiftiging oorlede is. Maar, so ja, het baie van 'n groot deel van die wêreld oorgeneem, en interessant, het gepraat oor die reformatore, hulle, ja, ek sal 'n bietjie net meer in detail daaroor sê, maar as jy nou vat die reformatie 1517, Martin Luther begin het daarmee, 'n dekade later was daar nog 'n veldslag gewees in Wenen, Oostenryk, waar daar 'n groot geveg was om die moslems uit Wenen uit te hou, want hulle wou Wenen oorgeneem het, as deel van hulle ekspansionisme. En so ja, dit is in 'n groot mate, wil ek sê, het die reformatore eintlik Islam meer geken as 'n militêre mag en 'n politieke mag, as wat hulle baie goed met hulle bekend was op teologiese vlak. Maar dit is so 'n stukkie van interessantheid. Goed, ja, ek het net vanaand ook genoem, dink jy almal weet dit, maar die feit dat Isa is 'n ekwivalent van Jesus, wat volgens hulle nie God is nie. Hy is 'n profeet. Wat wel interessant is dat hulle glo 'n paar dinge wat ons glo van Jesus. Hulle sê, ja, glo in die maagdelike geboorte. 'n Interessante ding is, hulle glo in die maagdelike geboorte nogal van Jesus. En dit is ook baie pertinent om te sê, hy moes gebore geword het in Augustus of in September. Want die storie loop so dat een van die engele het vir Maria gesê, in haar kraampyne moet sy ryp dadels eet, en in daardie omgewing van die wêreld is daar net in Augustus en September ryp dadels, so hulle glo hy sou dan gebore geword het, maar nietemin het ooreenstemmend is die maagdelike geboorte. Ander ooreenstemmende feit is, wat ek dink baie ons nie weet nie, is dat hulle glo Jesus was sondeloos. Al die ander profete het sonde gedoen, of het nou Noag of Abraham of wie ook al was wat as profete erken, selfs Mohammed sê hulle het sonde gedoen, wat nou hulle groot profeet is. Maar Jesus was sondeloos, Isa dan in hulle geval. En dan 'n ander ooreenstemmende saak is dat hulle glo in Jesus se wederkoms. Hy het ook nie gesterf nie, wel, ook nie gesterf, ons goed, hy het gesterf, baie belangrik, maar
Wat ek daarmee bedoel is dat hy het, ek kon nie so opgevaar hemel toe in ons terminologie nie, maar Allah het hom weggeneem, daai situasie van die kruisiging en dat iemand anders gekruisig in sy plek, maar hy is so weggeneem. En hy kom weer. So daar's ook 'n wederkoms wat ooreenstem met ons geloof van ons geloof natuurlik Jesus kom weer, nê. So wil 'n paar interessanthede wat ons rondom dit kry, maar dan net so baie vinnig rondom paar kernfeite rondom hulle siening van Isa Jesus. Is daar iets anders wat ons, voor ek uitkom by die artikels en die pilare van die geloof, iets anders wat iemand dalk wil vra of sê? Enrico, ek aanvaar jy gaan binnekort spesifiek praat oor Allah, né? Want dit is 'n vraag. Jy het nou 'n paar keer vanaand al daarna verwys, is Allah dieselfde God wat ons in die Bybel ken en waar loop dit met mekaar en so? Ja, okay. Kom ek sê ek gaan twee sake hanteer voordat ons uitkom. Kom ons hanteer gou twee sake en dan kom ons uit by Allah en die God van die Bybel. Dit gaan dalk all in all in elk geval oor die volgende uur volmaak. Goed, ek dink wat dit die volgende belangrike twee sake is, eers die artikels van die geloof in Islam en dan die pilare van die geloof. Nou, ek gaan hulle noem, natuurlijk spreek van self, en hoef niks, as niks, jy gaan nie toetskryf of enigiets nie, maar wat belangrik uiteindelik is die pilare. Ek gaan net dit ook verduidelik hoekom dit belangrik is. Ons praat net eers oor die artikels, voor ons by die pilare kom. Nou die artikels van die geloof, 6 artikels, die eerste ene is geloof in Allah, en hulle God dan nou nie, en hy is van die Almagtige, en hulle ken hom in die hand van 99 name, en soos jy net ook gesê het, voor ons op die lig gegaan het, baie interessant, daar is so 'n legende rondom die name van Mohammed, van Allah, dat daar is eintlik 100 name, en dat Mohammed was die enigste een wat die 100ste naam geken het. En toe het die bevolking daar, Mohammed se vrou, omgepraat om nou hierdie 100ste naam uit hom uit te kry, dat hulle ook kan weet wat is die 100ste naam. En dan sê dit toe reg gekry om daai 100ste naam uit hom uit te kry en dit toe neergeskryf. Maar ek dink dat daai tyd neerskryf, daar was nie blaaie, papiere en daai tipe van dinge nie. Dat sy op een van haar blaar geskryf het, die naam, en dit toe in haar kopkussing weggesteek het. En voor sy dit in ander huis kom bekend maak, het 'n kameel gekom en die kussing opgevreet met die naam en al. Nou is hy nou baie slaaks, ja. Ek noem dit 'n legende, maar dit is eintlik 'n redelik bekende storie. En hoe feitelik korrek dit is nou moeilik om te sê, maar dit is 'n redelik bekende legende, dat ek dit nou so stel. Maar goed, daar's ek natuurlik 'n lys van al die name van Allah, die het ek, maar ons gaan nou nie daaraan aandag gee nie. En interessant net is dat baie name wat mekaar weerspreek. Byvoorbeeld 'n naam wat so sê Allah, een van die name is die een wat rigting gee. Daar's ook volgende wat sê die een wat jou verwar. Jy weet so, dis 'n klomp soms weersprekende name. Maar goed, die tweede van die 6 artikels is dat daar's behalwe dat hulle geloof in Allah is ook geloof in Allah se engele en jinns. Nou jinn is 'n gees. Engele oor die algemeen is goeie geestelike wesens. Jinns is daar is van hulle wat goed is, maar die meeste van hulle is sleg. Sê maar in ons taal dan 'n bose geeste. En hulle glo daar's 'n engel op elkeen van jou skouer, elke skouer van jou, en hulle teken op al die goeie en slegte dinge wat jy doen.
Die woord jinn, baie veel ken die woord genie, dan kry jy daai gees wat jy in daai ketel kry wat hulle vry wil kom die gees uit, ook die storie van Aladdin en so, maar so dis 'n genie of dan 'n jinn. Dan die derde van die artikels Hendrik, is ekskuus, kan ek jou gou 'n breek daar? Ja. Is dit kyk, ons ken ook hierdie ding van 'n engel wat op elke skouer sit en die goeie en die een kant die slegthede aan die ander kant. Is dit Ja. wat vandaan kom? Is die invloed vanuit die moslim godsdienst? Ja, ek glo dis uiteindelik die oorsprong daarvan is dat ja, dis waar dit vandaan kom en daar's goeie rede voor. Wel nie hoekom dit die oorsprong is nie, maar die rede hoekom hulle op elke skouer sit is dat hulle glo dat wanneer jy nou doodgaan en jy nou voor Allah verskyn, dan is daai rekord wat die engele gehou het baie belangrik. Want al die goeie en slegte dade word op 'n skaal gesit. So sê die 7de hoofstuk Surah 7 van die Koran. En dit wat die swaarste weeg bepaal jou lot. En so daai twee engele doen 'n baie belangrike werk. Jy weet, hulle kan nie daar ginnig gehad nie. Maar ja, ek dink dis seker waar die hele storie vandaan kom. Die moslim verhale is meer deel van ons as wat ons dalk besef. Ek onthou kleintyd die verhale van die Arabiese nagte. Ja. Ek het toevallig 'n paar jaar terug in 'n boekwinkel op die boek afgekom, so 'n lekker dik ene en omgekoop en weer die stories gelees wat ek onthou ek iewers kleintyd gelees het, waarin die djinns nogal 'n rol speel en 'n klopie ander goed is tipies Arabies. Ja. Ja, jy weet is baie bekende stories. Ek onthou dit is selfs op TV hierdie kinderprogramme Aladdin en Sinbad the Sailor wat 'n bietjie op ons TV ook uitgesaai is. So dis so 'n tipe van 'n cartoon effek en so ja, baie bekende stories en die stories is in die westerse wêreld bekend gestel. Ek het ook deur een van 'n Fransman, ek het nou nie was sy naam ook opgeskryf en so aan. En so hy het die stories in die hande gekry. Man by 'n tweedehandse handelaar en ek dink in Sirië of so iets. En die stories toe vertaal in Frans aanvanklik en die stories toe oor die wêreld baie bekende kinderstories geword. Maar ja, dit kom uit die Arabiese wêreld uit en daarom dan ook die dinge soos die lampies en die geeste die lampies en al die tipe van dinge. Maar ja, die derde artikel van die pilare van die geloof, die artikels van die geloof is in die boeke van Allah, wat natuurlik die Koran in die eerste plek is. En nou daar's ander ook, ons die Hadiths byvoorbeeld is die belangrikste ander boeke. Ons sal 'n bietjie by geleentheid meer in detail daaroor gesels, want daar's op die oomblik nogal baie roeringe in Islam self. Daar's mense wat sê wie in die moslems, ons is moslems en die Koran is vir ons dit wat Allah wil hê ons moet weet en moet leef. Maar die hadiths is nie vir ons belangrik nie. Ons wil nie die hadiths onderhou nie. Die hadiths is eintlik maar stories oor Mohammed, oor dinge wat hy sou gesê het, dinge wat hy deur stilswyse so goed gekeer het. En al die stories is dan nou opgeteken en dit speel so 'n belangrike rol in Islam dat dit eintlik 'n ding is van die ster swai die hond. Daar's baie dinge wat in die hadith staan wat nie in die Koran staan nie. Van dinge byvoorbeeld in die Koran staan daar nie dinge soos vrouens moet hierdie burkas dra en so meer, nie mans moet bosbade dra en daai tipe van dinge nie. Dit staan in die hadith en dit gebeur uiteindelik dat dit wat in die hadith staan word in die praktyk eintlik meer geag as dit in die Koran is. So, net in kort, daar's ouens wat daarteen protesteer. Veral nogal akademici en so meer. Ek het nogal 'n vertaling gekry van die Koran van 'n professor by Oxford wat dit vir my gegee het. En wat daar 'n hele bylaag is oor die hele kwessie van die hadiths en hoekom dit eintlik nie aanvaar behoort te word.
Maar goed, dit is algemeen gesproke is dit baie belangrik vir moslems. Die 4de van die 6 artikels gaan oor geloof in die profete van Allah, of wie Mohammed dan nou vir die laaste is, en Jesus dan nou ook 'n profeet is. Dan die opstanding uit die dood met oordeelsdag is dan ook een van die 6 artikels. En dan die laaste een is Allah se predestinasie. Eintlik iets wat 'n tipe van 'n fatalisme is. Dit is Allah het alles vooraf bepaal en die mens het nie eintlik 'n sê daaroor nie, die gebed het nie eintlik 'n sê daaroor nie. Dis hoekom hulle gebede is van baie rituele gebede en so weer. Maar dit dan die soos ek sê die artikels van hulle geloof en vir ja, dis goed om dit te weet. Maar eintlik belangriker is die 5 pilare van Islam. Maar nee, ja, weer eens voor ek daarby kom, ek weet nie is daar iets anders wat iemand daaroor wil gevra het van die artikels. Mag ek vra hoe die gebede, jy het nou gepraat oor redelike formalistiese gebede en so aan. Ek weet wat hulle nou vaste tye op die dag moet gaan bid en so aan. Bid hulle ook ander tye soos wat ons, jy sê nou, kom ons sê by middagete of by aandete sal jy 'n tafelgebed doen, maar deur die loop van die dag bid jy ook op ander tye en plekke. Doen hulle dit ook so of is dit net die vaste gebede? En dan sien ek hier TC ook sy hand vir 'n vraag. Ons sê ja, kyk, hulle sou kon bid, nê, enige ander gebede kon bid. Maar dit is nogal baie gecompliseerd hulle gebedstye. Soos hulle het 5 verpligte gebede per dag wat deel van die 5 pilare is, volgens ons dit gaan kyk. En maar daai 5 vaste tye, daar's baie voorskrifte rondom hulle. Dit kan nou nie 'n sekere tyd wees, sê nou maar 12 uur is nou wanneer die son nou reg in die middel is. Jy moet 'n sekere tyd voor dit bid of na dit bid. As jy jou gebed te naby kom en jy kyk dat die son hoog sit, dan sê hulle nee, maar dit kan 'n ding wees van jy aan by die son. So dit is baie gecompliseerd. Dus kom ons baie hulle hou maar baie by die rituele gebede, maar hulle is toegelaat om ook ander gebede te bid. Okay, dankie. Jessie. Jessie. Ekskuus man, ek het dalk nou net gemis die laaste artikel is dit die een oor die gebede? Nee. Die laaste ene is Allah se predestinasie. Predestinasie. Ons gaan ook by die 5 pilare. Ons gaan nou 'n bietjie die 5 pilare aandag gee. Dankie, ekskuus ek het dit gemis. Dankie hoor. Nee, seker lees jy. Ja, die 5 pilare is belangrik in die opsig dat ons gebruik dit in ons gesprekvoering met moslems. Kyk, dan moet 'n tipe van hoe voer jy 'n gesprek? Hoe begin jy dit? En ons het ervaar om die pilare te gebruik is 'n goeie manier. So, dis ek net nog gesê het, jy kan maar kennis neem van die artikels, maar ja, ek wil sê Netto het Leon gepraat van of ek weet of jy met my gepraat het net Leon, ons so in algemeen rondom die geelboekie hy beskikbaar is, nê. Dit is daarin opgeteken, so ek wil sê ja, doen maar aanvraag daar by die sendingkantoor daar by Nicole, want dit is dan opgeteken en dit help dan, as ek sê, jy sal agterkom om 'n basiese gesprek te voer met 'n moslim. Ons gaan later praat oor meer ingewikkelde gesprekke, maar net in terme van 'n basiese gesprek is die 5 pilare nogal 'n goeie aanknopingspunt. So, wat die 5 pilare betref, die eerste een is hulle geloofsbelijdenis. Noem dit die kalima, maar nietemin die geloofsbelijdenis in kort, daar is geen ander God as Allah nie en Mohammed is sy profeet. Dis die eerste pilaar. Vir interessantheid, dit staan nie so in die Koran nie, dit staan in die hadiths, wat ek net ook vir jou sê het, ons sê, dat is goed in die hadiths, die sterfse variant, maar nietemin, dat nou nie die op afdraai pad raak nie, die geloofsbelijdenis is nommer 1, daar is geen ander God as Allah nie, Mohammed sy profeet. Die tweede een is die rituele gebede, wat ons net van gepraat het, nee, dan 5 gebede op 'n dag, op spesifieke tye, hulle mag andersins ook bid, maar hierdie is verpligte
gebede en hulle moet dan ook in die rigting van Mekka buig wanneer hulle bid. Dan die derde een is, het praat van die zakat. Dit is die, noem het maar in ons taal, barmhartigheid. Die bydraes wat hulle moet gee vir die armes, hulle gee dit eintlik by die moskee, en moskee versprei dit, en dit loop so 2,5% van 'n persoon se inkomste, en ja, hulle beskou dit ook as 'n lening aan Allah, en wanneer hulle by die eindoordeel kom, en die oordeel sal dit teen hulle tel, en sê, wow, maar onthou nou, die lening wat ek gegee het, oor al die jare, dit moet nou ook afgetrek word daarvan. So die derde een is dan nou die bydraes, zakat. Die vierde een is Ramadan, allemaal redelijk goed bekend die Ramadan, wat hulle vast vir 28 dae, van son op tot son onder. Daar is persone wat uitgeskeld word daarvan, siek mense wat geestelik versteurd is, mense wat op reis is. As dit op reis is, moet later dit inhaal. As hulle die helfte daarvan gemis het, die helfte weer kom inhaal byvoorbeeld, maar goed. So die Ramadan is die vierde ene, en dan die vyfde ene is die Hajj, die pelgrimstog, en die veronderstelling is dat elke moslim wat dit kan bekostig, wat eenmaal in sy lewe 'n pelgrimstog na Mekka onderneem. En as jy kan, en is dat die van 'n ongeskrewe reël, maar ek kom daarop neer dat as jy 'n tweede keer wil gaan, moet jy eers iemand anders wat nie dit kan bekostig nie, daai persoon in staat stel om te gaan, en dan kan jy vir 'n tweede keer gaan. Maar dis daai 5 dinge, ek herhaal net vanaf weer die geloofsbelijdenis nommer 1, die tweede is rituele gebeure, die derde ene is die geldelike bydraes vir mense wat arm is, minder bevoorreg is, die vierde is Ramadan, en die vyfde is dan nou die pelgrimstog. En dus hierso sluit ons dan aan by 'n gesprek met moslims. Wat ek byvoorbeeld doen is, ek vat elke jaar my belydensklas. Daar's van die teologie studente wat ook saam gaan, wat ek na Durban toe. Ons gaan daar Hindu tempel besoek, Hare Krishna tempel besoek, Ramakrishna en so aan. En ons gaan moskee besoek, maar ons gaan doen dan ook sendingwerk onder moslims. Dit is nie moontlik om 'n opleiding te gee vir al die ander godsdienste nie, so ons fokus op die moslims. En wat ons dan doen is, ons stap dan in klein groepies, maar van 3 na 'n groep moslims toe. Hulle beweeg altyd in groepe, hulle is nooit op hulle eie nie. Maar stap na hulle toe, dan sê goed, ons is Christene, belangrik om te sê, jy is 'n Christen. Ons is Christene, ons kom van Bloemfontein af, ons besoek verskillende tempels, godsdienste hierso. Kan ons met jou praat oor jou geloof? En dat is altyd baie verbaas. Mense wil nie noodwendig graag met moslims praat oor hulle geloof nie. Maar nog altyd, wel meeste van die gevalle baie inskikkelik. Ons is baie keer nogal verbaas. Ons dink, nee, ek wil nie moslim dit sê nie, wat nou? Nee, hulle is eintlik baie gewillig om te praat oor hulle geloof. So as dit 'n ding is wat vir jou plaas, sê nee, hoe gaan ek dit doen? Nee, moenie daaroor bekommerd wees nie. Hulle is nogal baie gewillig om dit te doen. So, jy sê vir hulle, kan ek jou gesels daaroor? Meeste van die kere sê ja, nee, dis reg, kom ons gesels. Dan begin hy met die kwessie van die pilare, en sê ek verstaan daar's 5 pilare wat jy net julle geloof, en jy vir my sê wat die 5 pilare is. En dis ook vir hulle 'n maklike vraag, meeste van hulle weet wat dit is. En hulle sal dan vir jou noem, dit is en ek stel dit dus al, wat is dit so 1, 2, 3 afgehandel word, maar dit vorm uiteindelik 'n gesprek. En goed, die volgende vraag sou dan wees, as jy nou al hierdie pilare van die Islam, as jy dit getrou nakom, is jy dan seker van 'n plek in die hemel? Nou, hulle praat eintlik weer van die paradys, as die hemel, hulle gebruik ons terminologie van hemel, maar dan sal hulle vir jou sê nee. Party sal sê ja, maar dit kan dalk nie dus meer te beïndruk. Moslims is nooit seker van wat word van hulle in die hiernamaals nie. En
Trouwens, ons as Christene is besef nie die genade dat ons wel kan seker wees en moet seker wees, né, van ons verlossing. En van moslims is nooit seker van wat word van hulle. Tot daai waar gaan die skaal dalk die swaarste laai. So nee, hulle gaan sê nee, ek is nie seker nie. Kom ek al die dinge na, ek doen my bes, maar ek kan nie seker wees nie. Dit is 'n belangrike stukkie van die gesprek wat mens later gaan gebruik rondom sekerheid. Die derde vraag wat mense wil vra is, wat glo jy van Jesus? En dit is nogal snaaks, want jy snap nie daarop wat jy bedoel nie. Want jy sê Isa, maar ek begin altyd met Jesus. En so dis die derde vraag. Dan sal ek vir jou sê, nee, ons glo hy's 'n profeet, 'n baie goeie profeet. Hy mag dalk ewen sê, wel, hy was sondeloos en so meer. En dan sal hy byvoeg, hoewel hy 'n erkende profeet is hy nie God nie. So ons glo hy is nie God nie. En goed, dan dit swaai mens die gesprek en dan sal mens ons sê, maar goed, ek het nou gehoor wat jy glo van Jesus. Mag ek vir jou vertel wat ek glo van Jesus? Nou, wat 'n mens dan nou die inisiatief in die gesprek oorneem, maar dis altyd belangrik om vra toestemming. Dus mense moet hoflik wees, respekvol wees in 'n gesprek. So, mense gee jou kans om te praat en sê, goed, ek het gehoor wat jy sê, kan ek jou sê wat ek glo? En die meeste van die sal sê, nee, is reg, ek dink dit is goed so, ek het kans gehad om te sê, wat glo ek van Isa? Vertel jy my, wat glo jy dan van Jesus? En dit gee dan vir jou 'n platform om te getuig, te sê van die feit dat, maar ek glo hy is God, en dat die Bybel hom teken as God, dat hy my verlosser is, dat, en dat dit 'n groot mate basies jou getuienis is. Sê, ja, dit is my, ek ken Jesus so. Hoe ken jy? Elkeen van ons ken hom uniek, en jy vertel dan vir die persoon, hoe ken ek vir Jesus? Ek het gesê dat die tweede vraag gaan rondom sekerheid. As jy al hierdie dinge gedoen het, het jy sekerheid, hulle het nie sekerheid nie. Maar, dat 'n mens dit dan inbring, en sê maar, boonbehalwe dat ek gehoor het dat ons verskil rondom die godheid van Jesus al dan nie, het ons ook 'n verskil rondom sekerheid. En dat jy nie sekerheid het wat word van jou as jy dood is, terwyl ek wel sekerheid het. En kan ek met jou gesels ook rondom die sekerheid van die geloof wat ek het en so meer. Ja, baie van die ouens sal sê, nee, dit is reg, deel dit met my. En anders sal sê, nee, dit is goed genoeg, baie dankie, ek het gehoor wat sê jy van Jesus, of dan Isa, en dit is goed genoeg, baie dankie, en dan sê jy, en die gesprek dan beëindig. Maar dit gee vir mense 'n goeie geleentheid om die evangelie met hulle te deel, en ja, daar's ander ouens wat ook in dieselfde omgewing op dieselfde resep werk, en ouens wat, ek wil nou nie die hele storie vertel nie, dit kan nou 'n lang storie raak, maar dit is dan, mense hoor dan later weer hierdie storie, en sal sê, maar ja, ek het 3 jaar terug, het iemand my dieselfde ding vertel, en ek het die hele tyd gewonder, hoe kry ek sekerheid? Hoe kan Christene seker wees? En dit maak uiteindelik die deure oop op 'n langer termyn, en so op 'n langer termyn werk hierdie model, omdat daar baie ander groepe is wat dieselfde model volg. Ja, so ek sê, ek wil nou nie in detail op ingaan nie, dit kan 'n redelike tyd vat. Ja, kom ek los maar net eers die situasie daarom sê, maar so, dit is 'n belangrike saak om dan hulle die pilare te ken, jy is eintlik net dood, sodat dit vir jou 'n geleentheid gee om met hulle in gesprek te tree op 'n baie maklike manier en die evangelie met hulle te deel. En nou ja, dis iets wat ons glo dat ons getuig en dat God se gees hulle oortuig, wat ook dan mense in die praktyk wel sien. Ja, ek dink ek gaan net eers
daar stop voordat ons kom by Allah en so meer. Maar dis daar iemand wat vrae gevra het juis rondom sê die gesprek of die pilare of iets in daai lyn. Ek sien Gideon se hand is op. Gideon? Dankie, dit is nou nie regtig rondom die gesprek nie. Maar dalk net 'n opmerking is die Islam geloof is baie wetties, die 5 pilare. Ja. En ook in hulle kultuur is hulle baie konservatief. En hulle idee, begrip van die westerse wêreld is dat die westerse wêreld is baie dekadent. En dit is sinoniem vir hulle met die Christelike geloof, die westerse wêreld. Maar dit is natuurlik 'n baie moeilike gesprek maak met hulle. Maar nou goed, ek wil dit is net die gees van God wat hulle kan oortuig. Maar dit is meer net 'n opmerking as wat dit 'n vraag is. Ek noem dit maar net. Ja. In 'n mens se gesprek met die moslim sal dit heel waarskynlik na vore kom. Ja, jy is heeltemal reg. Ek het dit telke male gekry dat moslems die westerse wêreld gelykstel aan Christene. Ek meen hoeveel ons weet, hoeveel westerse lande ek hoor die slegte nuus daai dag dat in Skandinawiese lande is daar maar 2% Christene. Ek meen, dit is skrikwekkend. Ek het eintlik nou die dag van 'n program gekyk na aanleiding van Trump se stories met IJsland en kyk hoe die Christendom daar gekom het en om 'n kort storie lank te maak. Maar toe met die statistiek gekom van 2% van die Skandinawiese lande is Christene. Maar ek wil net daarmee aansluit by wat jy sê. Dit is dat die moslimse idee van 'n Christen, 'n westerling is 'n Christen. En ek dink dit sluit onder andere daarbey aan dat vir hulle as jy 'n moslim, want jy word gebore as 'n moslim. Daar is nie 'n ding van ek moet my bekeer, ek moet 'n verhouding aangaan met Allah, ek meen daar bestaan nie so iets nie. So en dit dieselfde definisie sit hulle op ons, weet as jy 'n westerling gebore is, as jy Christen. En dit is nogal 'n hekkie waardeur verbruggie waaroor jy moet kom. Nee, jy is heeltemal reg, Gideon. Ja. Alsy, ja, goed, die hele kwessie van Allah en dan nou die God wat ons aanbid. Ek het byvoorbeeld net ook gesê, die vraag dan nou nie is aanbid ons en moslims dieselfde God. En as ek dit gesê het, ek is absoluut oortuig daarvan dat ons dit nie doen nie. Maar as ek ook net gesê in all fairness, daar's baie ander stemme. As ek sê die Rooms-Katolieke standpunt is dat ons wel dieselfde God aanbid volgens Vatikaan II. Daar's ouens soos C.S. Lewis wat ek ook gesê het al nee dat hy ook genoem het dat ons dieselfde God as die moslems aanbid. Ek het nogal iewers het ek nogal aanhaling van hom. Daar kan ek gou my vinger daarop lê. So, dis nie so belangrik nie, maar terwyl as nou redelik met hom bekend is. Ja, ek kry dit nou nie dadelik nie, maar maak nou nie saak nie, dalk loop ek het so in die loop van die gesprek loop ek het nou weer raak. Maar goed, so daar is heel wat Christene wat dit glo. So ek ook gesê het, die interessantheid is dat die hervormers in 'n groot mate, nie Calvin soseer nie, ek sal nou 'n bietjie sê wat Calvin gesê het oor Islam en so meer, maar dat daar nogal van hulle ook die siening was dat dit 'n dwaling binne die Christendom is, nie 'n
'n godsdienst buite die Christendom nie. En trouwens al wel in so omtrent 1000 ja, minder as 1000 jaar na Christus, eintlik trouwens omtrent 100 jaar na, so omtrent 800 na Christus, is seker van die eerste Christelike geskrifte geskryf oor Islam, en dis geskryf deur Christelike teoloog van Syrië, met die naam van Johannes van Damaskus, en so ek sê, omtrent deur 800 na Christus, dis baie kort daar die ontstaan van Islam, wat hy geskryf het die boek Concerning Heresy, en hy het nogal op 'n uitgebreide manier aandag gegee aan Islam en Mohammed. Wat hy van Mohammed gesê het is, en ek lees vele aanhalings van wat hy sê hierdie man, nadat hy toevallig op die Ou en Nuwe Testament afgekom het, en ook met 'n Ariaanse ketterse monnik, oor van Arius, wat ontken het dat Jesus God is, ook met 'n Ariaanse ketterse monnik gepraat het, sy eie kettery bedink, en Johannes wys dan paar sake uit, is onder andere, eerste plek die openbaring dat Mohammed beweer hy ontvang het hy sonder getuies ontvang. Die tweede ding, moslims wil mans toe om met meer as een vrou te trou, en dan die derde saak wat hy noem is dat mans maklik van hulle vrouens kan skei. So dis die eerste geskrifte vanuit die kerk, wat redelik vroeg dan al geskryf is rondom Islam. Dan in die 12de eeu is daar kerkvader met Petrus die gerespekteerde, en hy het nogal moeite gedoen om selfs in Arabies die geskrifte van Islam te gaan lees, en dit oorgeskryf in Latyn, en hy het gesê dat dit 'n Christelike kettery was. So weer eens, van die begin af, nou is weer daarop gekonsentreer, was 'n opinie, natuurlijk is 'n kettery, dis 'n dwaling, maar ek wil omtrent sê, soos ons vandag se tyd so praat van die Jehova getuies, en daar is nogal verbaasend baie ooreenkomste, maar wat ons praat van 'n nie-Christelike sekte. So hulle dit as soms beskou, maar goed, iemand wat in die 16de eeu het Heinrich Bullinger, het hy nogal wat geskryf, hy was Zwingli se opvolger, en hy het eintlik nogal baie breedvoerig geskryf, eintlik meer as enigeen van die ander hervormers, en hy het dit ook as 'n kettery beskou. Die kettery wat dan gaan het oor die ontkenning van die drie-eenheid, die ontkenning van Christus se versoeningswerk, en die bevestiging dat mense deur hulle eie werke gered kan word, wat hy dan verbind het met die pelagianisme, maar nietemin weer eens 'n kwessie van, hulle het eintlik 'n baie nouer verband gesien tussen Islam en die Christendom, in die mate dat ons sê, dis hulle is as ketters beskou, nie as 'n ander godsdienst nie. Ek weiger om te sê Christelike ketters, maar ketters van uit die kerk uit, en so, dit is nogal, ja, ten minste om te sê, dis interessant. Nou, Calvin het nie 'n uitspraak gemaak eintlik oor waar staan die moslems, waar staan Islam teenoor die Christendom, menende is dit 'n ander godsdienst of 'n kettery binne die kerk nie. Wat hy wel gesê het is dat hy beskou Islam as 'n straf van die Here op plekke, lande, volke wat eintlik hulle verhouding met die Here verwaarloos. En as hy sê, soos wat in die Ou Testament die Here die volk gestraf het met ballingskap en al daai tipe van dinge, het hy op plekke waar die mense nie gehoorsaam is aan die Here nie aandag gee aan die woord van die Here nie, daar het Islam 'n vasdra plek gekry. So dit gaan oor 'n kwessie van mense, omdat hulle nie ingelig is oor die Here se woord nie, omdat hulle nie God se woord ken nie, en daarom ook nie God deur sy woord ken nie, kry Islam 'n vasdra plek daarso.
Wat hy wel ook uitgelig het in terme van die solas, het hy ook gesê dat Islam veral oor die sola van sola scriptura, die toetsdop, omdat hulle dan nou die Koran bygesit het. Die moslims sê was die Ou Testament, die Nuwe Testament, en dan die finale testament is die Koran. Maar dit is eintlik die ding wat Calvin in 'n kommentaar op 2 Tessalonisense aanhaal as 'n voorbeeld van mense wat hierdie sola scriptura oortree, is die moslems. En wat interessant genoeg dat hy praat van die Turke. Ek weet nie of jy gesê het, dis 'n tipe van 'n versamelnaam gewees van moslems of van die Turke was al dan nie. En dieselfde ding is dat Calvin het van hulle gepraat as die Turke. Ongeag waar hulle vandaan kom, dit was die moslems gewees. So, ja, dit is nou nogal interessant, so ek vir julle sê, dat hoewel daar nou van Calvin dat hy hulle waarskuwings van sy kant is teen Islam en dat dit gaan oor 'n verwaarlosing van mense verhouding met die Here, dat daar die ouens 'n vasdra plek kry. As dat mense nogal baie onder hulle die idee kry van dat dit 'n kettery is van binne die kerk en nie van buite die kerk nie. So ja, dit net eers tot daartoe voordat ons dan uitgaan oor die kwessie van die verskil wat ek dan so uitwys oor die kwessie van die God van die Bybel en Islam. Maar ek weet nou of jy van iets wil vra rondom die hervormers en Islam. Dit is nou oor gesels het nie. Misschien, ek sien nie hand nie. Dit lyk ons sien almal uit om te hoor wat jy oor die laaste deel gaan sê. Ja, nee, kyk vir my is dit uitgemaakte saak dat ons en moslems nie dieselfde God aanbid nie. As jy vat die naam Allah, wat 'n generiese naam vir God is, selfs Christene gebruik die naam Allah, en as we praat van God, Arabiese Christene, maar dit is eintlik 'n naam wat al kom van voor Mohammed op die toneel verskyn het. Was dit 'n naam wat bekend was in Mekka onder die volke van daardie tyd. Maar soos wat dit dan nou gebruik is deur Mohammed en die moslems, het 'n kwessie van praat van die absolute eenheid en wat hulle glo, praat van die Tawhid en dat God is, Allah is net een. So daar is geen ruimte om in terme van die drie eenheid nie, daar is hoegenaamd geen geloof in die drie eenheid nie. Nou vir ons om nou te praat oor weet waar die Bybel dit oral sê is nou nie, ek dink nodig dat ons nou daaroor praat nie, ek dink dit is almal goed bewus daarvan. En wel, dan trouwens net waar ons begin het, Matteus 28:19, dan is ook toch al een van die drie eenheidsformules, nee, in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Naam enkelvoud, maar dan die drie persone, Vader, Seun en Heilige Gees wat daar genoem word. Maar ek meen as jy vir 'n moslim gaan vra, aanbid ons dieselfde God, glo jy dat God drie persone is, dat die Vader is God en dat die Vader se Seun is Jesus Christus en dat die Heilige Gees God is? Of sê nee, dit is laster. Jy kan nie so daarvan praat nie. Miskien moet ek ook net vanaf sê dat moslems se idee van die drie eenheid is bietjie anders as wat ons idee daarvan is. Hulle glo dit is God die Vader en Maria, dat hulle 'n seun gehad het wat nou Jesus is. So terminologie verskil ook. Maar nietemin hulle siening van ons praat van die Heilige Gees, kom nou maar basies neer op dat dit Gabriel is wat nou gekom het om vir Mohammed die Koran te kom dikteer en so meer. So dis hulle idee wat van sê maar die Heilige Gees die naaste wat daaraan kom. So hulle glo glad nie in die drie eenheid nie. So
En dit is uiteindelik tog die kern van wat ons glo. Ons glo in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. 3 persone in een wese. En dit is absoluut wat moslems nie glo nie. Dit is eintlik meer as om net te sê dat hulle nie daaraan glo nie. Dit is vir hulle lasterlik en dit is selfs strafbaar by die dood. En party lande sal mense dan ook daar met die dood gestraf word, afhangende van die wetgewing in watter land dit dan ook al is. So, ons lees byvoorbeeld ook in die Koran, daar nu 'n aanhaling van Sura 112 vers 1 tot 4, ek so in die Engelse aanhaling sê, He is Allah who is one, Allah the eternal refuge. He neither begets nor is born, nor is there to him any equivalent. So, hulle bely dus dat Allah geen mense verwek nie, hy self is ook nie verwek nie, en dan in Sura 4 vers 171 sê hulle, juist in reaksie op die Christene se leer oor die drie-eenheid, verwerp hulle dit. Die Koran verwerp dit, soveel woorde, daar staan, sê nie 3 nie, Allah is maar een God. En dan in Sura 5 vers 72, hulle het waarlik ongelowig geword wat sê, Allah is die Messias, die seun van Maria. So is 'n baie direkte ontkenning van die feit dat Jesus sou God wees. So is baie duidelik dat dit wat vir ons die heel belangrikste is, vir hulle totaal onaanvaarbaar is. Dat dat God, die drie-enige God is vir hulle laster. Daarmee saam ook die hele kwessie van die 2 nature van Christus. Ek meen, die 2 sake in natuurlijk met mekaar verband, nee. Jy kan eintlik nie oor die drie-eenheid praat sonder dat jy nie praat van die 2 nature van Christus nie. Wel, dit is vir interessantheid. Ons weet by die konsilie van Nicea is daar dan veral eensstemmigheid gekry oor die feit dat die Bybel getuig dat Jesus God is. Maar dit was by die konsilie van Chalcedon. Ek dink dit was seker in 531 na Christus omtrent. Wat die 2 nature van Christus meer uitgespel is en so meer. En interessant genoeg, toe ek een keer by 'n moskee daar by die Juma Mosque was, dus ook daar by die Islamic Propaganda Center, dus dit ook aan die pad, en daar was 'n Maulana. Maulana is 'n geleerde, sê maar 'n professor in ons taal van in Islam, en ek was nogal baie verbaas gewees oor sy kennis van die konsilie van Chalcedon en die besluite wat daar geneem is rondom die 2 persone van Christus, wat eintlik ook maar sê, ja, ons moet weer die katekese boeke nader trek om al daai dinge mooi te bestudeer voordat ons met hulle praat oor die, hulle is nogal plaas van hulle baie goed ingelig is daaroor. En ek dink vir baie Christene is dit selfs moeilik om in Afrikaans teenoor mede-Christen hulle te verwoord oor die drie-eenheid en die 2 nature van Christus. Maar goed, so sê dit wat vir ons van kardinale belang is vir hulle laster. So as jy vir hulle sê, is dit die God wat jy aanbid? Hulle sê, nee, dis nie die God wat ons aanbid nie. So hulle sal ook sê ons aanbid nie dieselfde God nie. As mens verder kyk ook na die aard van die God wat ons aanbid, dan is die aard vir die God wat ons aanbid is liefde. Dink aan 1 Johannes 4, nee, waar ons dan lees dat in vers 16 God is liefde. Trouwens wat 2 maal in dieselfde hoofstuk gesê. Dit is sy aard. Dit is nie net dat God het lief nie. Dit is sy aard. En wat ons natuurlik ook verder kan uitbrei in terme van dit is baie sigbaar gemaak aan die kruis, wat hulle ook nie glo nie. Dit is sigbaar gemaak bloot die feit van sy menswording, wat hulle ook nie glo nie. En so die absolute kardinale punte van wat ons glo oor God is iets wat hulle totaal al verwerp. Dit is nie net ons wat behoort te sê
na my mening, dat ons nie dieselfde God glo nie. Dis iets wat hulle ook sal sê. Dit is dat, nee, ons glo nie dit nie. Ons glo nie dit wat vir julle kardinaal van belang is vir ons laster. Maar verder in terme van die karakter van God is dat die God wat ons aanbid is 'n verhoudingsgod. Hy stel hom in verhouding met ons. Wat die hele kwessie van die verbond, né? Verbond is 'n wisselvorm van verbind. God verbind hom aan ons. Hy stel ons in 'n verhouding met hom. Allah staan nie in 'n verhouding met sy skepping nie. Hy staan nie in 'n verhouding met die mense nie. Dis in 'n sekere sin hoekom die engele so 'n belangrike rol speel. So dit is een van die artikels gaan dit gesê oor die jinns en die engele wat jy moet glo. Die engele stel Allah in ons teenwoordigheid. Wel, in die mensdom, in hoe is dit wat moslems dit glo? Dat want hy is nie alomteenwoordig soos wat ons God alomteenwoordig is nie. Hy staan nie in 'n verhouding met sy skepping, hy staan nie in 'n verhouding met mense nie. Hy is nie 'n verhoudingsgod nie. En dit is wat ons van die eerste bladsye van die Bybel af ken, en dat sonde juist daardie verhouding kon versteur het, en dat God juist die een is wat gekom het om daai verhoudings van die begin af. Van roep het, Adam, waar is jy? En so God is 'n verhoudingsgod, terwyl die karakter van die God van die Koran, Allah, is nie 'n verhoudingsgod nie. Hy is baie op 'n afstand en nie op dieselfde manier alomteenwoordig as wat die God van die Bybel is nie. So daar is nog so ek net ook gesê, die kwessie van die inkarnasie. Daar is geen verhaal in die Koran van inkarnasie, die menswording nie. Daar's nie, Allah is nie 'n God wat homself opoffer nie. Terwyl dit is die storie van die Bybel, van God wat mens word en kom sterf aan die kruis. So die karakter van die God van die Bybel en die karakter van die God in die Koran is drasties verskil dit van mekaar. Net gepraat van die 5 pilare van Islam. Nou wat dit onder andere sê, is dat die mens is verantwoordelik vir sy eie saligheid, om 'n maar Christelike term te gebruik, toegepas op Islam. Dat daar's nie 'n ding van Islam gee vir jou, Allah gee vir jou die ewige lewe nie. Allah gee vir jou 'n saligheid of jy sê, nee, dis iets wat jy absoluut verdien. Ek mag altyd sê dat die buitebybelse godsdienste en sy dan natuurlik Islam par excellence is, jy moet opklim na God toe, jy moet hom paai, jy moet hom omkoop met dit wat jy doen, jy moet hom tevrede stel, jy moet dit is al wat jy doen. En dan natuurlik, hoe op jou en weet jy nog steeds nie, het jy genoeg gedoen nie. So en die omgekeerde is dit nou weer waar van die Christelike geloof. Dit gaan oor God wat neerbuig na ons toe. God wat sy seun gestuur het. God het net gesê het wat van die begin af. Hy het nie die skeur veroorsaak nie. Die mense het dit gedoen. Maar dan sê God dat die mense jou opsoek. Arm, waar is jy? God het sy seun stuur. Wat tog self voor dit God wat ons uitverkies, nê. So alles gaan oor God. Wat hom aan ons verbind. Wat totaal radikaal die omgekeerde is van Islam. Hier's 'n groot verskil wat jy nou uitlig. Daar word dikwels gesê die Christendom is 'n verhouding, nie 'n godsdienst, it's a relationship, not a religion. Maar as jy nou na luister, dan sien jy Islam is baie meer 'n godsdienst as wat enigstens 'n verhouding is. Dis 'n stel reëls en 'n stel voorskrifte, en as jy genoeg daaraan voldoen, het jy dalk 'n beter kans as die ander ou om die paradys te kry met alles wat daarmee saamgaan. Ja. Nee, absoluut. Nee, ek dink dit is goed raak gesien, Leon. Dit is absoluut so, né. En ek meen dit sou vir 'n moslem onverstaanbaar wees om te sê jy staan in 'n verhouding met God. Sê ek dink nie hulle het regtig 'n begrip vir dit nie, jy weet. Jo. Ja. So
weet daar sou nog dinge wees wat ou sou kon gesels, maar ek ben vir my persoonlik, weet ons sê is daar nie wat met vir jare nou al weet met moslems in gesprek is en die Koran selfs bestudeer en so meer, is daar net 'n radikale verskil van die prent wat jy kry, noem dit dan maar van God in die Koran en die prent wat jy kry van God in die Bybel. Is dis nie versoenbaar vir my met mekaar nie. Nou ja, so ek sê, ek het dan so weggetrek om so weet daar is ander opinies ook. Trouwens, ek het ook gesê die oorweldigende opinie as jy net getalle gewys vat is dat ons dieselfde God aanbid. Maar ek is in my hart oortuig dat dit nie die geval is nie. Daar's daarom ook 'n verskil tussen 'n opinie en 'n ingeligte opinie, né? Dit wesenlike verskil. Enrico, dankie eers. Kom ons hoor, is daar dalk vrae? Ek sien dit is so 8:50 en dis tyd dat ons begin saamvat en klaarmaak. Kom ons hoor of daar enige vrae op hierdie stadium is. Sien nog nie 'n handjie nie. Ek dink regtig ons het jy het vir ons nou heelwat gegee om oor te dink. Al hier aan die einde oor die verhouding, godsdienstgedagte. Dit praat nou nogal met my. Gideon, ek sien jou hand. Ja. Nee, ek sien Ramadan begin volgende Dinsdag. Ek het nou gegoogel hier so net vir interessantheid op ons tweede Zooming team. Ek dink gewoonlik ek ervaar dit nogal op die radio is daar nogal 'n redelike ophef wat gemaak word oor Ramadan. Ja. En miskien is dit juist nou 'n tyd om by ons weet die mense gemeente ook baie goeie inligting daaroor te kan gee. Oor die Islam geloof en die soos wat jy nou verduidelik het die glad nie dieselfde godsbegrip nie. Want dit is nogal 'n persepsie onder baie mense is dat ons het min of meer dieselfde godsbegrip. So by voorbaat maak dit sendingwerk irrelevant as ons daai dieselfde God aanbid of kom met ons. Ja, ek kyk na dit toe. Baie dankie elkeen vir julle teenwoordigheid. Ons sien mekaar volgende week as die Here wil. Dankie Enrico. Baie dankie. Mooi aan. Dankie aan julle.